Wanneer ons in die teenwoordigheid gaan staan, en ek glo dit is so naby Here, waar ons U net in verwondering gaan aanbid, wat ons in daardie aangesig kan kyk en sê, maar dit was die moeite werd. Dit was die moeite werd om hierdie aardse lewe deur te staan. Dit was die moeite werd om vas te byt. Dit was die moeite werd om deur te druk, Here, want daar in die heerlikheid van die goddelike aangesig sal al hierdie wêreldse dinge verdwyn. Al ons pyne, al ons seer, al ons hartseer, alles sal soos mis verdwyn. Daarom is dit ons verhaal vanmôre. Dis ons lied vanmôre. Ons sal U naam groot maak. Ons sal, want ons weet, God bly altyd die waarmaker van sy woord. En ek bid vanmôre dat elkeen moed skep. Laat ons weet, God is in beheer. Hy's verseker op pad. As ons kyk na die tekens, as ons kyk na die gebeure, Vader, is ons so naby om in hierdie hand van hierdie groot God opgetel te word. En ons weg te vat uit hierdie gebroke wêreld. En ek weet vanmôre, so baie mense is moeg, maar ek bid ook vanmôre nuwe krag. Nuwe krag. Die woord sê, die wat op die wag kry nuwe krag. Ons vaar op die vleuels soos 'n arend vanmôre. Dankie U woord. Dankie U Gees. Dankie vir U waarheid. Dankie vir Christus. Dankie vir God. Ons eer en loof en prys U vanmôre in die goddelike naam van Jesus Christus. Amen. Glory, baie dankie. En die Here sê, laat daar lig wees, en toe is daar lig. Is dit nie amazing nie? Kyk gou na daai prentjie. Wat sien julle? Ek sien die wêreld. Ek sien mense. En my tema gaan oor die kerk Valmos. Julle al gehoor die kerk? Julle al gehoor die kerk het alweer die fout in die kerk, en is die kerk se skuld, en wie ek sit nie met my voete daar nie. Ons ken hierdie verhale, nou ons het ons almal in die regte wêreld groot geword. Maar kyk gou daai prentjie daar. Ek wonder wie sit op die punt. 'n Man of 'n meis of 'n domhou. Want wie sit op die ander punt? Ons sien 'n vrou. Wie's die vrou? Die kerk. Daar word na die kerk verwys as die bruid. Right, so ek wil hê jy moet vanmôre iets baie fyn luister en fyn oplet waaroor ek wil praat vanmôre. As daai vrou opstaan, tuimel alles en die kerk val vanmôre wêreldwyd omdat die kerk nie sy werk doen nie. Alright, vandag hier gebeure, Trump 30 jaar het hy nou 'n nuclear onderteken ooreenkoms gemaak met alle lande, Saudi-Arabië. Hulle het in Iran hierdie 100 meter onder die berge 'n nuclear totale stasie ontdek wat Trump nou totaal wil uithaal. Hulle noem dit die berg Pickaxe. Nogal 'n interessante naam. Goed. Ons kerke plaaslik, ek kan nie van ander kerke praat nie, nooi die mense vir biltong om brandewyn aande. Nie sleg nie. Ander kerk ook hier plaaslik, hulle het 'n uitnodiging vir 'n eet en dans en 'n koop kontant kroeg. Dink dis volgende naweek. Die Here help jou as ek jou daar vang. Alright. Dan het daar 'n wonderlike ding gebeur. Queen James Bybel het uitgekom. Okay, so die Queen James Bybel is totaal die teenoorgestelde van die man-vrou. So dis die lesbies, die LGBTQ. Ek sukkel altyd met daai naam, want ek dink jy moet sukkel om so te wees. En al die huis word sy in die Bybel genoem en alles, en daar's nogal rekord verkoop. Almal hardloop vir hom.
So, jy sien die woord van die Here word verdraai en God het gesê in die laaste dae, wat jy byvoeg sal by jou oordeel bygevoeg en wat jy wegvat uit die woord sal natuurlik jou deel ook wegvat. So, ons lewe baie naby aan eindtye. Dan daar in Lebanon is dit 'n Kérosel, dis 'n reus, dis 'n Saint Kérosel. Hy was blykbaar 'n ongelooflike Saint Mary. En in die Katolieke kerk het die paus hierdie week hierdie gewellige groot standbeeld gaan oopmaak van hierdie saint. Ek het nou nog nooit van die aapkop gehoor nie, maar hy's blykbaar 'n saint. Maar nou onmiddellik toe ek dit sien met hierdie die beeld wat hulle oopmaak, ek dink ek kan nie vir jou sê 20-25 meter, het ek onmiddellik gedink aan die beeld van Daniël. Goed. Jy mag nie vir jou gegode beeld maak nie. Right, so die kerk val. Maar ek wil vanmôre vra, wat van jou? Is ons nie die kerk nie? Arbeiders is baie min. Die oes is baie groot. So Sarah het vanmôre bevestig. So die kerk kry skuld vir alles. Dis die kerk se skuld dat ek afvallig word. Die kerk se skuld dat ek nie my voete in 'n kerk meer wil sit nie. Want weet jy, die mense in die kerk, maar kyk na die bank. Dis 'n groot storie, groot verhaal agter dit. Die gevaar bly. Die vrou sit op die punt, die kerk sit een kant, die kerk hou om een kant, want weet julle wat? Die kerk het heilig geword. Aldus ons. Die kerk het hoogmoedig geword. Die kerk het hulle eie ek begin hang. Gaan kyk hoe lyk kerke. Ek sien met hierdie kerkbeweging oor die wêreld of dan in Suid-Afrika, het hulle hierdie week 'n vergadering wat ons veronderstel is om by te woon in Limpopo, glo my, the Church of South Africa, the Church on Move, gaan kyk na die leksheid in daai kerke. Dan kom jy agter wat laasweek gebeur het van 'n baie bekende ou ook in ons eie land wat deur 'n egskeiding gaan en dis hoekom die fokus op die kerk van die regering kom, want hy moet $6.4 miljoen kry vir 'n huis ergens op 'n strand in Amerika. Plaaslike ou, ek het sy pa goed geken, briljante ou gewees. En daar's honderde duisende dollar in hulle rekeninge ingesit onder die naam van non-NPO, non-profitable. Sien, so kan julle verstaan, die kerk is besig om geondersoek te word en die kerk is besig om totaal te val. En dan kom jou afvalligheid, jou foutvinderigheid, maar jy besef nie. Jy weet nie vanmôre nie, jou naam, jy wat fout soek, jy wat altyd kritiek lewer, jy wat nooit verkeerd is nie. Ekskuus, nie in die kerk nie, hoor. Here help ons. Die Here help ons. Jou naam is in die boek en daar's 'n oordeel agter jou naam. Daar's 'n groot oordeel agter jou naam. Nou 2 Tessalonisense 2 vers 3 sê vir ons vanmôre, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Met ander woorde, die afval moet kom. Maar moenie jy 'n verskoning soek hoekom jy afvallig raak nie. So Sarah het baie mooi gesê vanmôre. Jy moet in daai verhouding staan. Jy moet die Heilige Gees hê, jy moet die lig hê, ons sal nou by die lig ook uitkom. Alright. So Matteus 24:12 sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder het, sal die liefde van die meeste verkoel. Jesus se woorde. Nie myne nie. Die ongeregtigheid, met ander woorde, alles wat jy vir jouself eien as reg. Dis my reg. Ek doen dit op my manier. Dis soos dit gedoen moet word. Kyk na die wêreld. Ek en jy val, want die wêreld verval. En God kyk na ons. Hy kan alles doen. Hy kan die hele wêreld onderste bo gooi.
Maar weet jy wat, hy het van die begin af besluit om jou en my hier te sit om 'n verskil te maak. Wat doen ons dit? Jy sien, steeds draai alles altyd net oor jouself. Daar kom 'n waarskuwing in Matteus 24, vers 45. Wie is dan die getroue, verstandige diensknegt vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel op tyd te gee? Ons praat nie van brood en koffie nie. Ons praat van woord. Ons praat van getuienis. Wat kom uit jou mond uit? OK. Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy heer, as hy kom op hierdie manier, besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Dit kom in die millennium. Gaan saam met hom heers. OK. Maar, as daardie slegte diensknegt in sy hart sê, my heer, tel hom om te kom. Ouens, ons is daar. Daar's so baie gepraat oor die wegraping. Daar's so baie ouens wat tekens gegee het. Daar's so baie ouens wat profeseë gegee het. En wie hulle wat almal het begin sê, wat die woord sê, waar's die belofte? Hy gaan nie kom nie. Het jy dalk al so gevoel? Eerlike mense asseblief, ek het al gedink, Here het U ons vergeet. Alright. En hy sy medediensknegte begin slaan, saam met die dronkaards begin eet en drink. Dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die slegte woord, geveinsdes. Ek het al baie gesê, julle onthou mos daai ou wat gesing het. I'm the great pretender. Freddie Mercury. Hoeveel van ons is nog steeds pretenders? Ons gee voor. Hy sê jy is geveins. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. So, val die kerk of val ek? Val die kerk, val jy? Johannes 1 vers 5 sê. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis, hoor wat sê hy, het dit nie oorweldig nie. Hoekom het so baie mense depressie? Want die lig skyn nie in die duisternis nie. Want die duister het die lig oorweldig. Hoekom is jy waar jy jouself bevind? Hoekom is jy negatief? Hoekom vind jy altyd fout? Hoekom is jy altyd reg, almal is verkeerd? Want die lig is veronderstel om in die duisternis in te skyn. En wat gebeur die oomblik as die lig kom? Die duisternis gaan. Die oomblik sien 'n kamer en loop is pikdonker, as jy die lig aansit, verdwyn die donkerte. Lukas 11 kom, hy sê vers 33. Niemand steek 'n lamp op en sit dit in 'n verborgde plek of onder die maatemmer nie, maar op die staander, sodat die wat binnekom die lig kan sien. Ouens, luister wat sê hy. Die dag toe jy Jesus Christus ontmoet het, toe jy hom persoonlike saligmaker gemaak het, toe jy hom ingenooi het, toe jy hom gevra het, doop my met u gees, toe kom die lig. OK? So, God gee vir my die lig. Maar nou is jy 'n ondergrondse Christen. Almal wonder oor jou. Almal wonder of jy waarlik die Here dien. Almal wonder of jy waarlik die Here liefhet. Kom jy in 'n plek, kom jy in 'n geselskap, dan praat jy alles behalwe oor hom. Vat liewer die geselskap, lieg liewer saam, doen al hierdie goed, laat jy net nie uitvoel nie. Right. Hy sê die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog reg is jou hele liggaam ook verlig. Maar as dit verkeerd is jou liggaam donker. Wat skyn uit jou oë uit? Jy al gesien as jy met 'n ou praat, kan my nie oë kyk nie. Ek noem hulle skelm. Sorry. Want jou oë is die vensters van jou siel. As ou jou nie in die oog kyk nie, is al fout.
niks met jou oogkleur te doen nie. Dit met jou inbors te doen. Pas op dan dat die lig in jou nie duisternis is nie. As jou hele liggaam dan verlig is, en nie enige deel het wat donker is nie, hoor wat sê hy, sal dit heeltemal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skynsel jou verlig. Met ander woorde, jy gaan geen donker kol hê nie. En wie ek boost alweer broer se kursus. As jy hom nie doen nie om hemelsnaam, skryf in. Hy het sulke mooi goed weer gesê hierdie week. Sukkel jy dalk so 'n bietjie met jou temperament? God het jou so gemaak. Jy moet hom hê. Praat hom nie goed nie. Sukkel jy om te lieg? God het jou nie so gemaak nie. Dis jou keuse. Sukkel jy om te sê jy's altyd reg? God het jou nie so gemaak nie. Jy het nog nie jou knie gebuig nie. Jy sien, daar's 'n baie fyn lyn wat ons baie keer weier om te loop. I'll do it my way en klaar. Jy het moeilikheid, jy gaan met 'n God te doen kry. Jy sien, die wêreld het egte mense nodig. Hoe eg is jy vanmôre? Jy weet, ek kan vir jou 'n storie vertel en dan kan ek die volgende ou toe gaan met 'n storie om daai ou sleg te maak, maar as hy by my kom, dan maak hy weer daai ou sleg. Weier om vrede te maak, weier om dit, weier om te dat. Ek gaan dit van die kansel vanmôre af sê. Egte mense. Toby staan maande, jare hier voor in hierdie kerk. Voor julle almal. Hoor, so lief vir jou. Ek het hier vir hom gesê jy lieg. Ek hoor toe nou maar vanmôre so tussen die gange deur. Hy nooi ons mense, hulle kerk begin volgende week. Ek het vir hom die dag hier gesê, Dries is my getuie. Pas op wat jy doen, as jy 'n ding nie op waarheid bou nie, begin jy op 'n leuen. Ouens, egtheid is so hartseer. Dis so verskriklik hartseer. En ek is nie bang om name te noem nie, julle ken my teen die tyd. Wat ook nou vanmôre inkom, te hoor ek so in die gange. Het julle gesien, het julle gesien, dis swak. Baie swak. Mens bou jou skape. Nie op 'n ander man se goed nie. Dis nooit geseënd nie. Bybels kan ek dit vir jou bewys. Johannes 17 sê, vers 14. Ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat. Omdat hulle nie, ouens, hierdie is vir my so hartseer. Omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek, Jesus nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Met wie praat hy? Praat met die kerk. Here, daai ou wat op die punt van die bank sit, wat daai ander ou gaan laat val, moet hom nie wegvat nie, maar bewaar hom. Laat hy waarlike ontmoeting hê. Laat hy waarlik by God uitkom. Hy sê, ons is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Hier kom dit. Heilig hulle in u waarheid. Wat is die waarheid? Die woord. Dis al wat waarheid is. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Hoe vry is jy vanmôre? Heilig hulle in u waarheid. Is Jesus se gebed. En weet jy wat? As die kerk val, is dit omdat ek en jy val. Dis die tragedie. Weet julle wat vir my hartseer? Hoeveel motiewe sit kinders van die Here in 'n kerk? Weet julle wat vir my hartseer? Ouens wat vir my boodskappe stuur, ouens wat my bel, ouens wat, hulle maak my mal, moenie 'n fout maak nie. Pastoor, ek is Sondag in jou kerk. Pastoor, ek is eintlik behoort ek in jou kerk. Pastoor, ons wil kos hê. Kom hulle vir die kos, sien ek hulle nooit weer nie. Ouens, ekskuus dat ek hierdie goed praat. Wat is die motief? Hoekom is ons hier? As dit nie hier primêr is om God te dien nie, mis jy die punt. Ek het so 'n cheek gekry van my vrou kry 'n boodskap Vrydag. Bel mal, kos.
Sê, hoei, ons kan nie net in die kar spring nie, ons het werk wat ons ook moet doen. Sal die volgende oomblik deurkom. Wanneer deliver julle? Sê ons nie 66 nie. Ouens, hier's 'n realiteit. Daar's 'n onderskeiding en ek dank die Here vir my kerkraad dat ons 3 weke gelede, ek gaan nou by dit uitkom, by hierdie saak kon uitkom. Weet julle wat? Om slegte saad te bly saai, kan jy nooit 'n oes kry nie. Dis so goed ek staan voor 'n ou, hy's vol dwelms en ek gee vir hom R1000. Ek weet wat gaan hy doen. Ons moet selektief werk met ons geld. Ek moet verantwoordelik met julle geld werk. Dis julle hardverdiende tiende geld wat ons ander mense mee kan help. En glo my, ons doen dit. Julle gaan 'n baie mooi verhaal hoor. Ons doen dit. Ons doen dit daagliks. Glo my. Maar is nie 'n lucky packet nie. So as die roemer gaan, want die roemers, ons lyk mos roemers. Sies man, jy's kinder. As die roemer gaan, hierdie pastoor van daai kerk wil nie vir my kos gee nie. Dis 'n leuen. Hier van die kant sal sê ek dis 'n leuen. Ons sorg. Maar ek ondersoek almal voor ek gee. Ek gee nie net nie. Want weet julle wat? God se gawes gee hy ook nie net nie. God gee nie net sy Heilige Gees en sê, "Yes, gaan mors hom op nie." God is 'n God verantwoordelikheid. So kerk, kom ons staan vas in die woord van die Here. Jy sien, ek wil vanmôre vir jou 'n brief lees wat my hierdie week verskriklik geskit het. En Woensdag aand die brief gekry. Hallo Dad. Julle wat's lekker as jou kind God in jou sien. Dad, my hart is stikkend en my siel is moeg. Gister toe die skool begin, toe kom skryf 'n 32-jarige ma haar 8 en 10-jarige dogtertjies by die skool in. Hulle het vir 5 jaar by hulle oupa gebly en ouma gebly, ekskuus. Oupa het hulle verkrag. Die 8-jarige se een oogie sit skeef, soos die siek man haar met 'n vuis geslaan het. As hulle stout was, het die siek mense hulle in 'n skorrelgoedwasser gesit. Daar's nog 'n 6-jarige boetie by die mense, by die oupa en ouma. Ek vra vir die ma, hoekom is jou kinders by hulle? Hoekom is jou seun nog daar? Sy weet nie. Die antwoord, toe sy 'n prokureur gaan sien, toe soek hy, dankie, geld. Dan sal hy kyk of hy kan help. Die kerk val. Ek sê nie die prokureur is 'n Christen nie, maar ek sê vir julle, ons val. Dis 'n gewellige tragedie. Pa, die kinders se pa het selfmoord gepleeg. Die 6-jarige seentjie dra nog doek. Hy's nog by die oupa. Ek voel siek tot in my siel in. Het gisteraand stukke gesukkel om te slaap. Kan vandag nog nie oor dit kom nie. Dit pyn in my wese en pa, ek wil nie meer by die skool werk nie. Sy het aansoek gedoen om Amerika toe te gaan. En ek het mooi met haar gepraat na die tyd. Ek het gesê, my kind, God het jou waar hy jou het, omdat hy jou nodig het. As jy nou in Amerika sit, gaan ons daai kinders mos toe nou nooit kon bereik nie. Sy sê, ek bid dat my seisoen by die skool nou klaar is. Hierdie goed wat vat so aan my, en niks van my en ons kan niks doen nie. Wanneer ons Amerika toe gaan ek verder studeer, maatskaplike werker word. Dad, my hart pyn, dis so seer. Die 6-jarige seentjie word van 3 jaar drank gevoer. Hy's 'n alkoholist. Ons is besig om te kyk of ons deur die welsyn daai seentjie kan gaan kry.
Die tragedie is, die welsynwerkers daar het gesê, ons werk nie met die wit kinders nie, ons werk met die swart. Ouens, dis die realiteit. Dis waarin ons lewe vandag, dis Suid-Afrika. Maar, ek wil vanmôre God eer vir hierdie gemeente. Weet julle, toe ek daai briefie op my kerkraad sit, is die reaksie fenomenaal. Ons het onmiddellik geld geïn. Die skoolklere wat die kinders aan het, die skoolhoof het die klere self vir die kinders gekoop. Ons het 'n klomp geld gevat, ons het vir hulle die geld gegee, hulle gaan vir die kinders klere, skoene, en ek wil vir julle sê vanmôre, dis gegoede mense. Dis nie hierdie arm stikkende mensies, ouens, dis gegoede mense. Ek wens ek mag, maar kan nie. Die foto's vir julle wys van daai 2 pragtige kinders. Maar ek salueer my kerkraad regtig. En dan is daar nog ouens wat 'n donasie gegee het, wat gemaak het dat ons Vrydag, ek hou nie daarvan om daarvan te praat, maar ek wil iets by julle wakker maak. Ons Vrydagmiddag R3000 se kos kon gaan koop vir die familie, want hulle bly, die ma na 2 dogters bly by haar boetie. Hy's getroud, hy het 'n tweeling, hy werk, hy kry 12.000 'n maand, en sy ma bly by hom. En ek sê, ek gaan vir hierdie ouens bless met kos, om vir daai man en pa te kan sê, jong man, dat hy hierdie verantwoordelikheid vat van nog ander 3 kinders. En as ons deur Oranje wil toe, halfpad te ontmoet, die dankbaarheid is fenomenaal. OK, hoekom vertel ek julle hierdie goed? Ek weet wat gaan ek uit julle uitkry. Ons gaan sê, hoekom het jy ons gesê nie? Die Bybel sê, moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie, want ons moet mekaar se laste kom dra. Ek pleit vanmôre, kry jou plek en raak betrokke. Weet julle hoe baie nood is hier? Julle het nie idee nie. Ek dink as ek 'n paar ouens vanmôre kans gaan gee om te kom vertel van ouens wat baie intens werk, gaan julle werklik waar geskok wees. En daarom dank ek die Here. Ek dank die Here vir mense in ons kerk wat ry na die ou mense toe. Hospitale toe hulle vat, hulle gaan haal, hulle spares bring, hulle goed gaan doen. Ek gaan nie julle name noem nie, ek kan nie julle seën steel. Maar ek wil vir julle sê, ek eer God vir hierdie gemeente. Ek dank die Here voor hy kom, laat dit my laaste gemeente kan wees. Hoopelik. Maar baie dankie vir hierdie gemeente en ek eer die Here regtig vir hierdie gemeente. En weet jy wat, as jy net altyd op jouself gefokus is jou naam in die Bybel. Weet jy wat sê hy? Ons het nou gepraat van die lig. As dit om jou gaan, is jou lampie besig om dood te gaan. Hy praat van 10 maagde. Sien julle, die kerk? Kerk lyk mooi. Kerk lyk oulik. Kerk lyk alles. Maar 5 se lampies sit binne in die kerk en gaan dood. Ek wil vanmôre bid dat God genade hê vir ons. Elkeen van ons. Die grootste satisfaksie as jy daai dankie kry, daai oogies, daai boodskap, wat sê, wow, van 'n boodskap van 'n ma wat gesê het, nie vir my nie, my kind het dit vir my genoem. Cindy, daai is 'n ander kerk. Ons hoor altyd van beloftes en baie keer kom dit nooit. Hierdie gemeente, oombliklik as die nood daar is, toe sê ek vir my vrou, kom, klim. Waar gaan ons? Ek sê, kom ons ry.
Jakobus sê, ons moet doeners wees. Het julle gelees die eerste skrif? Daar's 'n regverdige regter wat weet wat ek en jy doen. En ek wil vanmôre dit pleit. Stop die ding dat jou lewe net om jouself draai. Jesus se lewe het om jou gedraai. Jou lewe moet om ander draai. Asseblief. Kom ons staan net voor die Here. Hemelse Vader, dankie vanmôre dat ons weet God is goed. Hy is altyd goed. Ja, Here, ons kan 110 vrae vra. Ons kan vra hoekom laat hierdie goed gebeur? Hoekom laat U dit toe? Hoekom? Ons gaan nie by die antwoorde kom nie. Die antwoord is in die kerk se hand. Ons het die antwoord. Ek pleit vanmôre dat die banksitters aan die regterkant of aan die linkerkant sal wakker word. Ons het daai demonstrasie gesien van 'n bank. Daar's kerksitters. O God, en as hulle opstaan, val die wêreld. En daar's kerksitters wat die bank warm sit, wat niks vir die koninkryk bedoel nie. Of beteken nie. Ek pleit vanmôre. Ek doen wat die woord vir my sê. Gaan ouens vir my kwaad wees? Ja. Dis ongelukkig so, hulle was vir Jesus ook kwaad. Ek pleit net vanmôre vir die self-righteousness van mense, die hoogmoed wat die duiwel in hulle hart het, dat U, Here, sal ingryp. Ek maak nou soos Jesus vanmôre. Ek pleit vir hulle siele, sodat hulle gered kan word. Vader, en ek dank U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie. Julle ouens, baie dankie. Baie kort boodskap vanmôre. Ek het die woord, dis baie interessant. Ek moet dit vir u sê. Ek het Dinsdag die woord gekry voor ek Woensdag die brief gekry het. So die Here het al Dinsdag vir my sê die kerk val en ek sê Here, maar hoe nou? Alright, ouens, 'n paar goed wat ek vinnig wil vra. Die kerk